Goeiedag en welkom by NG Vera Park se aanlyn of ons digitale bediening. Ons gaan hierdie week kyk na Johannes 12 van vers 20 tot by vers 36. En vandag gaan ons uit 'n Bybelstudie oogpunt daarna kyk. So hierdie is ons amptelike Bybelstudie dan nou van Johannes 12 vers 20 tot 36 met die preek wat dan nou volg Sondag. En as jy Sondag na die preek gekyk het en teruggekom het hiernatoe, baie welkom. So met die Bybelstudie gaan ons fokus op 'n paar dinge rondom die teks wat ons nie noodwendig gaan uitlig in die preek nie, net 'n bietjie meer oor die historiese konteks van die gedeelte, net om 'n bietjie rykheid te gee aan hoe ons die teks dan nou saam lees. Jy is ook welkom. Ek gaan weer eens net 'n bietjie tyd te spaar in die video. Lees ek nou net die gedeelte in die Bybelstudie nie. So dis Johannes 12 van vers 20 tot by vers 36. Jy is welkom om rustig in jou eie tyd na die gedeelte te kyk, jou eie opmerkings en vrae neer te skryf oor dit wat vir jou uitstaan. Kom ons begin dan. Ek gaan so vers vir vers deur die gedeelte gaan. So ons gaan begin met vers 20 wat sê daar was 'n aantal Grieke onder die mense wat gekom het om op die fees te aanbid. Nou as ons gaan kyk na die Johannes Evangelie, Johannes skryf relatief kronologies, met ander woorde, hoe dinge, daar's nie vreeslik wat ons rondspring nie. Daar's wel 'n interessante gedeelte oor Lazarus se opwekking. Ons lees van Lazarus se opwekking in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 11, en dan lees ons in daai gedeelte dat dit die Maria is wat Jesus se voete met haar hare afgedroog het, wat hom gesalf het, en dan lees ons eers in die volgende hoofstuk van hierdie salwing wat plaasvind. So daar's so 'n bietjie van 'n diskrepansie daar, as dit 'n woord is. Maar kom ons begin dan nou oor wat gebeur. Waar is Jesus? Hy's in die tempel in die eerste plek. Nou as ons bietjie vroeër gaan kyk in die Johannes Evangelie, kom ons hierso op 'n tydperk waar Jesus, die Sanhedrin, dit is nou die Joodse raad, Fariseërs en so aan, is daarop uit om Jesus te arresteer. So wat gebeur is, na die opwekking van Lazarus, is daar basies hierdie twee groepe mense. Die een groep wat aanhangers raak van Jesus, ofwel wat volgelinge word van Jesus, en dan is daar 'n ander groep wat hom gaan aankla. En ons kry dit reg teenoor Johannes, sien ons in die evangelie die hele tyd hierdie tendens van die een groep mense wat hom aanvaar en die ander groep wat hom verwerp en wat hom wil vervolg, wat hom wil arresteer. Een groep wat hom wil keer en die een groep wat hom volg. En ons sien hierdie groepe die heeltyd in Johannes, ook op ander maniere met metafore van die lig en die duisternis, wat ook die heeltyd herhaal. Basies hierdie twee teenoorgestelde groepe. Nou, hierdie Grieke, wie is hulle, waar is hulle? Hulle kom en hulle vra, in vers 21 het hulle na Filippus toe gegaan en hom gevra, meneer, ons wil Jesus sien. So hoekom kon hulle nie vir Jesus sien nie? Wat se fees was aan die gang? Dit was die Pasga fees gewees. In Engels is dit die Passover, en dit herdenk die, julle sal onthou in Exodus, waar die Israeliete in Egipte was, het die engel van die Here, of die doodsengel, verbygegaan. Hy passed over, hy het verbygehou by die huise van die Israeliete. En dit is dan nou die Pasgafees of die Passover fees wat hier gevier word. Interessant, Jesus vlug eintlik na Lazarus se opwekking, maar hy gaan dan terug Jerusalem toe vir hierdie groot fees. Hy's by die tempel, hy's in die tempel. Nou die tempel het sekere gedeeltes gehad wat net purebred Israeliete by kon ingaan het. En daar was ook die hof van die priesters en daar was die allerheiligste. Dit was in die binnemure van die tempel. En dan aan die buitemure van die tempel was daar nou die hof van die vroue. Die vroue wat nie toegang gehad tot die binnekant van die tempel nie. En dan ook vir die Grieksprekendes. Die Engelse woord is Gentiles, ons vertaal dit baie keer met heidene. En hierdie groep heidene het hoofsaaklik uit twee groepe bestaan. Die een groep noem ons lees nou nie in die teks oor Grieke. Hulle was of proseliete gewees, proseliete, nie prostituie nie, maar proseliete. En daar was ook 'n ander groep Grieks sprekendes wat hulle godvreesendes genoem het. Nou, hierdie was in alle waarskynlikheid proseliete. Nou wat 'n proseliet is, ek gaan baie vinnig verduidelik. Dit is 'n heiden of 'n Griekssprekende wat die Joodse godsdiens aangeneem het.
wat besny is, of dan nou in die eerste eeu in baie gevalle onderdompel is. Hulle kon spesiale diereoffers bring. Hulle die wet van Moses onderhou, hulle is besny. Hulle is volle bekeerdes. Hulle is ten volle bekeer, maar hulle is nog steeds 'n mate van 'n buitegroep, omdat hulle nie Jode is nie, hulle is proseliete. Ander voorbeelde van godvreesendes was mense wat nie noodwendig besny is nie, maar hulle was aanhangers gewees van die Joodse godsdiens. Iemand soos dit is byvoorbeeld die centurio, waarvan ons lees, na wie Paulus hulle toe gaan. So hy was 'n godvreesende gewees, byvoorbeeld. So hulle was in die buitehof, hulle kon nie by Jesus uitkom nie, hulle gaan vra vir sy disippels, hulle sê hulle wil hom sien, en dan praat Jesus met Filippus en Andreas, hulle vertel dit vir Jesus, en dan antwoord Jesus hulle, nou vir Andreas en Filippus hierso, nie die Grieke nie, en hy gee 'n tipe van 'n leerstelling van waar ons is, wat gaan gebeur, die uur wat aangebreek het. Daar staan in vers 23, maar Jesus antwoord hulle, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Okay, so hierdie is die aankondiging van, dit is nou die tyd in oploop na die kruisiging van Jesus toe. So, wat gebeur, is Jesus verduidelik dan nou die significance en die noodsaaklikheid van sy kruisiging met 'n baie interessante beeld. Weer eens 'n landboubeeld. Ons het so 2 weke terug die beeld van die skape gehad, of al laasweek die beeld van die skape gehad in Johannes 11, Johannes 10. En nou het ons nog 'n metafoor. Luister 'n bietjie hierna. Hy sê as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel, maar as dit sterf, dra dit baie vrug. So die noodsaakliking van die kruisiging en die opstanding wat hier so uitgelig word, en dit ego in 'n mate beeldspraak iets van Johannes 1, wat gesê het in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en geen duisternis kan hierdie lig oorweldig nie, en in hom is daar lewe, en die lewe is die lig vir die mense. So ons weer hoor ook hierso 'n beeld van die koringkorrel wat moet sterf sodat dit kan leef. Ook ons tema vir Sondag, so 'n bietjie van 'n vooruitblik daarop is net om te sterf is om te leef, en ons gaan 'n bietjie meer daaroor praat dan in die preek. Maar ek het net 'n bietjie terug na daai Grieke toe wat van die weste afkom. Ek het 'n interessante kommentaar raak gelees oor hierdie gedeelte wat ek sommer net met julle wil deel. Dit is net 'n tipe van 'n koneksie wat iemand raak gesien het in die teks, wat ek nogal van hou, om iets van die omvang en die volmaaktheid van Jesus se bediening op aarde te beklemtoon, en om te sê dat dit tot 'n mate volbring is. Hy sê, as ons gaan kyk na hierdie Grieke, hierdie proseliete, wat van die weste afkom, hier in die einde van Jesus se lewe op aarde voor sy kruisiging, en jy vergelyk die magi, die wyse manne van die ooste, wat van, in alle waarskynlikheid, die woord daar magi beteken, hulle is van Persiese afkoms, of Babyloniese herkoms. So jy het hierdie ver Persiese, Babyloniese ooste, en die ver Grieksprekende weste, hierdie van die so ver soos oos soos wes, die omvang van al hierdie groepe mense wat na Jesus toe wil kom, die wyse manne van die ooste by sy geboorte, en dan nou by sy sterwing, sy kruisiging, die Grieksprekendes van die weste, iets om net te sê, die volmaaktheid van hierdie prentjie, die volmaaktheid van sy bediening, om dit in ag te neem. Dit was nogal vir my interessant om so daarna te kyk, dat daar werklik niemand is wat uitgesluit is by die koninkryk van God nie. Almal, elke liewe tipe vreemde mens, selfs die vreemdes so ver oos en die vreemdes so ver wes, wat by Jesus wil uitkom, En wat eintlik hier gebeur is, Jesus sê, maar ek is die tempel. Hierdie tempel wat mense uithou, hierdie tempel wat keer dat sekere mense toegang het tot Jesus,
dit is nie meer die geval nie. Kom na my toe en hierdie uitnodiging om na Jesus toe te kom. Dan, wanneer Jesus nou praat met Andreas en Filippus, dan gee hy vir hulle 'n paar amper soos wette vir die nuwe koninkryk. Goed, dit is hoe die nuwe koninkryk gewerk, die koninkryk van God wat anders is as die koninkryk van die wêreld. En daarin verduidelik hy basies hierdie metafoor wanneer hy sê in vers 25, wie sy lewe liefhet verloor dit, maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. So waarop dit basies neerkom is, geen ego sal oorleef in God se koninkryk nie. Enige vorm van oordeel is basies teen hierdie nuwe koninkryksbeeld van inklusiwiteit, nie eksklusiwiteit nie, maar inklusiwiteit, om mense deel te maak in plaas daarvan om mense weg te stoot. En dit is die nuwe beeld. So as jy iemand is wat eerder jou eie lewe wil bewaar, as ons nou teruggaan na hierdie beeld van die koringsaad toe, en dit nie wil opoffer nie, is daar nie plek vir jou in hierdie koninkryk nie, nê? En dan verduidelik hy dit verder, hier is van vers 26, as iemand my wil dien, laat hy my volg, en waar ek is, daar sal my diensknegt ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Die waarde van diensbaarheid, wat hier so openbaar word, en dit is uiteindelik waaroor Christus se verheerliking gaan, dat die verheerliking van Christus uitkring en gestalte vind waar ons diensbaar is tot God se koninkryk. Daarin, in daardie diensbaarheid, verheerlik ons ook Christus. Nou, in vers 27 gebeur 'n interessante ding, na hierdie openbaar maak van die uur wat gaan aankom, wat dit inhou, wat dit beteken, wat die effekte daarvan is daar hierdie tipe van 'n introspeksie wat gebeur wanneer Jesus sê, nou is my siel ontstel, wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. En wat in 'n mate hier, toe ons by die Bybelstudie hieroor gepraat het, is daardie finaliteit van hierdie oomblik. Dit raak reël nou, jy weet. En hierdie amper konflik wat Jesus hier openbaar is om te sê, so gaan ek nou my eie lewe bewaar, my eie lewe beskerm, sal ek sê dat ontsteld wees hieroor en sê, maar nee, laat dit vir God vra om dit eerder weg te vat, of gaan ek God gehoorsaam? Dit is nou die keuse wat hier so lê. En daarin lê dieselfde uitnodiging vir my en jou ook, is om te vra, maar in ons verhouding met God, wie verheerlik ons? Verheerlik ons onsself? Met ander woorde, ek vra vir God om my toestand en my omstandighede te verbeter, of gehoorsaam ek God ten spyte van myself? En ons 'n bietjie meer daaroor praat in die preek, dan nou vir Sondag. Julle is welkom om die preek by te woon, Sondagoggend hier so 9 uur by die kerk. Ek gaan ook verkorte weergawe daarvan opneem en op ons YouTube kanaal plaas. Die gedeelte gaan nou basies aan waar Jesus net openbaar wat in hierdie uur gaan gebeur, die effekte daarvan, die verhoging en die verheerliking, en die wonderlike ding wat hierso gebeur in vers 28, staan daar, Vader, verheerlik die naam, daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Net op 2 ander plekke sien ons hierdie direkte stem wat deurbreek in Matteus 3 vers 17, na die doop van Jesus, en dan later weer in Matteus 17 vers 5, maar hierdie stempel wat afgedruk word om te sê, maar hierso word dit gehoor, God die Vader wat Jesus verheerlik in sy gehoorsaamheid, in sy diensbaarheid, dat hy sterf in homself, sy lewe opoffer terwille van die wil van die Vader uiteindelik. Nou interessant, wat daarna gebeur is die reaksie van die skare, vers 29, weer eens hierdie 2 groepe wat ons hoor. Daar so staan, en skare wat het gehoor gesê, dat daar 'n donderslag was, ander het gesê, engel het met hom gepraat. So weer eens hierdie 2 groepe. Een wat sê, dit was 'n donderslag, een wat sê, engel het met hom gepraat. 2 verskillende groepe, selfs met Lazarus se opstanding. Dit is 'n opwekking. Die een groep wat Jesus volg, en die een wat hom verwerp, wat hom gaan aankla, om hom dan nou terug te wys. So dit dui die heeltyd hierso in Johannes kry ons hierdie 2 groepe. En die heeltyd vra dit vir my en jou, van watse groep is ons deel? Van watse groep is jy deel?
Die groep wat skepties is, die groep wat verwerp of die groep wat uiteindelik aanvaar. Waar plaas jy jouself in hierdie verhaal? En dan sluit die gedeelte af met hierdie bekende beeld van Johannes van die lig, en hy sê vir 'n kort tydjie is die lig by julle, terwyl julle die lig het, leef daarvolgens, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan nie, terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Toe Jesus dit gesê het, het hy weggegaan en hom van hulle onttrek. So kinders van die lig, dit is wat tot hierdie gedeelte ons roep. So in 'n neutedop, wat ek dink ons kan wegvat van hierdie gedeelte af, is om onsself te vra in watse groep is ons, om te besef dat ons 'n deel is van hierdie legacy uiteindelik van om kinders van die lig te wees, dat dit beteken dat ons diensbaar moet wees, moet sterf in onsself, sodat ons Jesus kan verheerlik hier in ons lewe op aarde. Mag jy in die res van die week wat voorlê en in volgende week hieroor dink, daaroor mediteer, en ook dink hoe jy in jou daaglikse lewe toegewy kan wees aan dit wat Johannes 12 uiteindelik vir ons wil openbaar. Geseënde week verder vir jou en totsiens.